Ek wil net graag 'n kennisgewing deurgee dat ek voorlopig net tot einde April 2025 elke Sondag boodskappe op die sosiale platform, dit wil sê op die YouTube kanale en ook die gewone video's sal uitstuur. En almal moet maar net daarvan kennis neem dat my maand gaan daar die eerste 3 Sondae nie boodskappe uitgestuur word nie. Ons gaan 'n bietjie Namibië toe, ek gaan 'n bietjie by vriende en familie kuier, maar as dit die Here se wil is, dan stuur ek weer die laaste Sondag in Mei, dis die 25ste Mei, weer soos gebruiklik 'n boodskap op Sondag uit. Baie dankie. Liewe luisteraars, ek groet u weer eens in die mooiste naam, die soetste naam, die skoonste naam, die lieflikste naam onder alle name, en dis die naam van Jesus Christus. Nou vriende, ek het beloof dat ek op hierdie sosiale media nooit oor die doop sal praat nie. Nie oor die klein doop nie en ook oor die groot doop nie. Daar's daar veel mense op my groepe wat die een die klein doop aanhang, die ander die groot doop aanhang, en ek het nou al gesien, die doop veroorsaak soveel konflik. Maar daar's tog dinge wat my pla. Daar's mense wat die skrif heeltemal verkeerd interpreteer rondom die saak van die doop. En in vanmôre se boodskap waar ek nou praat oor wat word van kinders wat sterf, babietjies, en kindertjies tot 3, 4, 5, 6 jaar oud. Wat word van daardie kindertjies uit Christen ouers se huise en ook uit heidense ouers se huise? Jy sien, die probleem van die doop is mense interpreteer die skrif baie keer verkeerd, leg saligmakende waarde daaraan, en ons moet vanmôre 'n bietjie die perspektief vanuit die skrif kry. Ek gaan vir julle 2 gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is in Markus, waar hulle die kindertjies na Jesus toe gebring het, en dan in Matteus. Dit verskil so 'n bietjie van mekaar. Daarom lees ek al 2 gedeeltes. Dan lees ek vir u Jona 4. En let mooi op, ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Markus 10 vanaf vers 13 tot 16 lui so. En hulle het die kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het, bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan en sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Dan lees ons Matteus 19 vers 13 tot 15. Toe bring hulle die kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê en bid. En die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek. En dan lees ons in Jona 4 vers 1 tot 11. Maar Jona was hieroor erg ontstemd en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Hy is kwaad vir die Here, want hy het geweet die Here gaan hierdie heidense stad en sy mense genadig wees. Vers 3. O Here, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Daarop sê die Here, het jy rede om vertorend te wees? En Jona die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm en hy gaan daaronder in die skaduwee sit, totdat hy sou sien
wat met die stad gebeur. Toe beskik die Here God 'n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof, om hom van sy ontstemdheid te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom. Maar God het die volgende môre, toe die dag breek, 'n wurm beskik en die wonderboom gesteek, sodat dit verdor het. En met sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe en gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertorend te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertorend te wees tot die dood toe. Is eintlik 'n groot gedagte. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en een nag vergaan het. Maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Kom ons bid net saam. Here, ek sê baie keer, die woord is so kosbaar. Ons vind al die antwoorde in die kosbare woord. Alle geestelike vrae in ons gemoed, die antwoorde is in u woord vir ons opgeteken. Vanmôre wil ek weer eens vra, Here, dat u vir ons uit u woord sal onderrig deur u kosbare Heilige Gees. Kom leer u vir ons. Wat word van kindertjies, babetjies, klein kindertjies wat sterwe? Waar gaan hulle heen? Ons bid dat u regtig vanmôre ook deur hierdie woord tot elke mens se hart sal spreek en dat u vir hulle die waarheid sal kom leer uit u woord, nie omdat ek dit verkondig nie, maar omdat u woord ons so leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hou net weer 2 verse uit ons geleesde gedeelte aan u voor. Die eerste is Markus 10 vers 14 waar daar geskryf staan, maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. En toe sê Jesus hierdie woorde, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. En dan wil ek ook vir u lees die laaste vers in Jona 4, is Jona 4 vers 11 wat daar geskryf staan, en dis waar God met Jona in gesprek is. Jona was kwaad, hy was vertorend, omdat die Here daardie heidense nasie van Ninive, daardie stad Ninive genadig was. En nou is hy en die Here in gesprek met mekaar, en die Here het hom in vers 11 so geantwoord. Maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Daar is meer as 120.000 mense in die stad Ninive, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en ek mag nie daardie stad spaar nie. Dis wat die Here vir Jona sê. Nou daardie meer as 120.000 mense wat nie kan onderskei tussen hulle regter en hulle linkerhand nie, tussen reg en verkeerd nie, is kindertjies. En daar word beweer dat daar tussen 500.000 en 1 miljoen mense in die stad Ninive was. En 120.000 daarvan was kindertjies, meer as 120.000. Ons praat vanmôre onder die tema, wat word van kindertjies wat sterf uit heidense nasies en uit Christense volke? Daar is soveel verkeerde interpretasies en verkeerde tradisies wat jarelank al deur meeste kerke, leraars, lidmate en selfs ouers toegepas word rondom babetjies wat gedoop en selfs ingeseën moet word. Ek onthou uit my kinderjare, uit my grootwordjare,
hoe grootouers baie maal bekommerd was as ouers uitstel om hulle kinders te laat doop. As hulle kinders uitstel om die kleinkinders te laat doop, dan is hulle ontstel daaroor. Wanneer gaan julle die kinders laat doop? Dan sê hulle, wat gaan van daardie babietjie of van daardie kind word as hy of sy sterf voordat hy gedoop is? Ek het aanvanklik dit nie verstaan nie en gewonder, wat bedoel hulle daarmee? Ander grootouers het baie maal vir hulle kinders gesê, julle moet nou daardie kind doop, sodat hy of sy 'n doopnaam kan kry. Vroeger jare was dit die algemene gebruik, dat hulle na 'n kind se volle name verwys het as hulle doopnaam of doopname. Dit het 'n bietjie getaan, ons hoor nie meer dat mense so praat, maar was baie algemeen in my tyd. Op skool is daar dikwels vir ons gevra, wat is jou doopname? Nou wil ek sê, regtig? Wat is my doopname? Het die kind dan nie reeds klaar sy name gekry, toe sy ouers hom of haar by binnelandse sake gaan registreer het nie? Daar het die kind reeds sy naam gekry. Maar nadat ek en my vrou deur Jesus as ons koning en ons verlosser en saligmaker leer ken het, het ons agtergekom waarom die ou mense altyd gesê het, wat gaan van daardie babietjie of van daardie kind word as hy sterf voordat hy gedoop is? Want hulle was onder die indruk dat daardie baba met sy of haar doop saligheid ontvang het. En dit beteken dat die kerk hierdie indruk by hulle geskep het, want dis wat die kerk vir hulle geleer het. En die ou mense het alles geglo wat vir hulle gepreek is. Nou ja, vriende, dit is natuurlik 'n baie lekker teologie. Jy laat net jou kind doop en dan is hulle salig. Dan hoef jy nie oor hulle verder bekommerd te wees nie. Maar na ons bekering het ons natuurlik die kerk verlaat waarin ons groot geword het, omdat die Here verseker 'n ander pad met ons wou loop. En daarna het ek vir die eerste keer weer so 12 jaar gelede 'n doopdiens bygewoon in die kerk waarin ek groot geword het. En dit het daardie oggend het ek met 'n skok ontdek dat dit is wat die kerk nog al die jare verkondig het en steeds verkondig. Daardie oggend het die dominee 'n dogtertjie gedoop en reguit gesê, vandag het hierdie dogtertjie Jesus se kindjie geword en sy sal altyd Jesus se kindjie bly, al dwaal sy soms weg soos 'n skapie en sy klim deur die draad en sy gaan soek ander groener weivelde aan die ander kant die draad, maar sy kan nooit weer verlore gaan nie. Dis tog nie wat die woord van die Here vir ons leer nie. En toe het hy nog gesê, almal wat haar ken, moet net die moeite doen om wanneer sy weggedwaal het, haar te gaan soek en haar weer terug te bring op die regte weg, dat sy weer op die regte weg kan kom. En ek het myself die vraag afgevra, wat van as daardie kind besluit, ek wil niks met God en sy gebod te doen hê nie, ek wil niks met 'n kerk te doen hê nie, of daardie kind word 'n satanis, wat dan? Baie onlangs het ek die video gesien van 'n dominee wat 2 seentjies gedoop het en vir die hele gemeente gesê het, nou is hierdie 2 seentjies kindertjies van die Here en hulle sal altyd deel wees van hierdie gemeente en hulle sal altyd die Here se kinders wees. Sjoe, wat 'n verskriklike dwaling. En mense glo dit want hulle ken nie die skrifte nie. Dis die groot probleem. Mense glo alles, hulle eet alles soos wat ons sê vir soetkoek op, omdat hulle nie die woord van God ken en verstaan nie. Ons woon so 'n hele paar maande gelede 'n inseëningsdiens by in 'n Pinksterkerk en daar het hulle weer die gebruik om natuurlik die kindertjies in te seën sonder doopwater. Daar het die leraar se vrou elke kind se naam uitgelees en die betekenis van elke naam gegee
met 'n teksvers wat daarby pas, en dan het die prediker daardie babietjie, daardie seentjie of dogtertjie by sy ouers gevat, daardie kind in die lug gehou, hoog bo sy kop in die lug gehou vir 'n paar sekondes, die kind afgebring, daardie kind gesoen en weer die kind vir sy ma of pa teruggegee. Nou, ek en my vrou het dit regtig baie vreemd en ek moet eerlik sê baie ongemaklik gevind. Aan die einde het hy weliswaar 'n seëngebed oor die kindertjies en oor die ouers gebid. Gelukkig het hy daarom nie met hierdie inseëning die kindertjies salig gespreek nie. Gelukkig het ek mooi geluister, hy het nie gesê, hulle is nou kinders van die Here nie. Januarie, tydens ons vakansie by die see, ontmoet ons 'n man van so in sy laat 40's, terwyl ons daar in 'n swempoel geswem het, waar die meeste mense gaan swem het. Op 'n kol het ons met hierdie man in gesprek geraak, en ons het oor die geestelike dinge begine gesels, en daar getuig hierdie man, dat hy 'n kind van die Here is. Opgewonde vra ek vir hom, nou vertel my, hoe en wanneer het jy 'n kind van die Here Jesus geword? Hoe het jy die Here Jesus leer ken? Skok hy my liewe vriende, met hierdie woorde, toe ek gedoop is. Toe ek gedoop is, het ek 'n kind van die Here geword. Geen wonder mense is so verward oor al die verwronge geestelike kerktradisies en leerstellings nie. En tog weet ons dat die ouers veronderstel is om met hierdie doopplegtigheid of selfs met die inseëningsseremonie eintlik net 'n belofte aan die Here te maak dat hierdie kindjie wat die Here aan hulle toevertrou het, dat hulle hierdie kind in die wee en in die vrese van die Here moet onderrig of laat onderrig, en dat hulle veronderstel is om te erken dat Jesus Christus ook vir hierdie kindjie aan die kruis op Golgotha gesterf het, en vir hierdie kindjie se sondes betaal het, maar dat die ouers daardie kindjie sal leer om eendag self 'n keuse vir Jesus te maak, wanneer hy of sy tot daardie kennis gekom het, om te weet, ek is 'n sondaar, ek is verlore sonder Jesus, Jesus het klaar vir my die prys betaal, al wat ek moet doen is ek moet Jesus as my verlosser en saligmaker erken. Dis in elk geval net Godvreesende ouers wat dit verstaan en sal poog om hulle kinders in die vrese en in die wee van die Here groot te maak en te onderrig. Maar vriende, die vloek hiervan is dat elke geleentheid deesdae 'n vermaaklikheidsgeleente vir die mense in die kerk geword het, en dat die doel van daardie geleentheid gemis word. Ek sien dis die nuwe mode. Wanneer daar 'n doopgeleentheid is, selfs 'n nagmaalgeleentheid is, dan moet die gemeente vermaak word op die manier wat dit gedoen word. Daardie dominee het daartoe twee seentjies op sy heupe gedra, deur die gemeente gewals en gesê, kyk hoe lyk hierdie nuwe kindertjies van liewe Jesus. Hierdie nuwe lidmate van hierdie gemeente. Daardie leraar van daardie ander gemeente het die kindertjies in die lug gehou. En hulle so half of hulle ook vertoon het aan die gemeente, elkeen 'n soen gegee. Wat sal die betekenis daarvan wees? Niks is meer 'n heilige oomblik en 'n toewyding aan die Here soos dit veronderstel is om te wees nie. Matteus 10 vers 13 sê, en hulle die kindertjies na hom toe gebring, na Jesus toe gebring, dat hy hulle kon aanraak. Vers 16 sê, en hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Maar die vraag is, wat word van babietjies en van jong kindertjies wat nog geen begrip van God en sy gebod gehad het nie, en nou sterf hierdie kind, ongeag of daardie kind uit 'n Christen ouerhuis kom of uit 'n heidense agtergrond met heidense geloof kom.
met 'n heidense kultuur en heidense tradisies dan nou groot geword het. Wat word van daardie kindjie wat gesterf het? Heel eerstens kyk ons, wat leer ons oor die heil of die saligheid van kindertjies? Van alle kindertjies, babietjies, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, selfs dalk ouer. Wat leer die woord ons oor kindertjies wat sterwe? Ons leer dat alle kinders wat nog nie regtig die onderskeidingsvermoë tussen reg en verkeerd, soos wat die woord sê, tussen hulle regterhand en hulle linkerhand het nie, ongetwyfeld die hemele sal beerwe. Hoekom sê ek so? Kom ek lees weer vir u. Markus 10 vers 13 en 14. En hulle het die kindertjies na Jesus gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf, maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, en hy spreek hierdie woorde, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Hier sê Jesus uitdruklik in Markus 10 vers 14, want aan sulkes, verwys hulle na die kindertjies, behoort die koninkryk van God. Aan al die kindertjies behoort die koninkryk van God. 'n Kommentaarskrywer stel dit so mooi. Hy sê dat God aan kindertjies in hulle onskuld vanweë gebrek aan kennis die koninkryk van die hemele as 'n gawe van genade skenk. Dis presies wat dit beteken, dis presies wat die woord vir ons sê, en dit wat ek nou vir u daar gesê het, kom uit 'n baie betroubare bron. Daarmee bedoel Jesus, die hemel behoort aan alle onskuldige kindertjies, daarom kan die baba doop nie red nie, en ook nie die inseëningsgeleentheid kan ook nie die baba red nie. Gelukkig het ek gesê dat daardie leraar nie gesê het dat die kind nou gered is nie, of God se kind is nie. Daarom is, daar is nog natuurlik baie ander kosbare skrif wat ek vir u kan voorhou. Ek wil vir u nog een skrif voorhou. In die bergpredikasie lees ons Matteus 5 vers 1 tot 3. Weereens Jesus wat aan die woord is. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Het nou hy gesê, aan die sulkes, verwysende na die kinders, behoort die koninkryk van die hemele. Nou sê Jesus hier in Matteus 5 vers 3, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Van wie praat Jesus hier in Matteus 5 vers 3? Salig is die wat arm van gees is. Iemand stel dit so, die arm van gees dui op 'n gebrek aan geestelike insig en geestelike kennis, 'n gebrek aan insig. Dit het niks te doen met iemand wat 'n gebrek aan aardse besittings het nie, en daarom swaar kry nie, of iemand wat baie nederig en sagmoedig van gees is nie, maar dis iemand wat arm van gees is. Let nou mooi op wat sê die woord, arm van gees is, dit wil sê, dis iemand sonder begrip of sonder insig vir die geestelike dinge. En daarom aanvaar ons dat hierdie skrif dui op iemand wat nie die verstandelike vermoë het om die geestelike dinge te verstaan of te begryp nie. Daar's baie sulke mense wat nie die verstandelike vermoë het om die geestelike dinge te verstaan nie. Dis soos 'n kind in 'n groot mens lyf, as ek dit so kan stel. Iemand met 'n verstandelike gebrek is arm van gees. Matteus 5 vers 3, ek lees dit weer vir u. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Hoe kan die sulkes, sê Jesus, dat hulle in hulle self onskuldig is, vanweë die gebrek aan hulle geestelike kennis en insig, hulle sal die koninkryk van die hemele beerwe as 'n gawe van genade wat God aan hulle skenk. Wonderlike gedagte, en daarom sê ons baie keer, wanneer ons met so 'n persoon te doen het, wat sigbaar 'n verstandelike gebrek het, dan sê ons, daardie is 'n hemelkind. Hemelkind. En dis presies wat die woord vir ons sê. Dis nie daardie kind se skuld dat hy 'n verstandelike gebrek het nie, en dat hy arm van gees is nie, en dat hy nie insig in die geestelike dinge kan ontvang nie, en daarom sê die Here, juis as gevolg van die feit dat hy nie insig en kennis in die geestelike dinge het nie, daarom is die hemel vir hom 'n vrye gawe as geskenk dat hy eendag sal hemel toe gaan. En net so ook die kindertjies. Maar word daarmee bedoel dan nou dat almal, ook die kinders van heidense ouers, ingesluit is by hierdie belofte? Ja, verseker my liewe vriende, want ons aanbid 'n regverdige God. Hoor mooi, ons aanbid 'n regverdige God. En hy het dit vir daardie kindertjies gesê, en ons weet nie uit watter ouerhuise en agtergrond hulle gekom het nie, en hy het gesê, aan die sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En in vers 3 van Matteus 5 het Jesus gesê, die wat arm van gees is, sal die koninkryk van die hemele beerwe. Daardie kind kon tog nie self kies in watter huis hy wou wees en wou groot word nie, en wat sy agtergrond moes wees nie. Die woord sê, daardie kind moet kan onderskei tussen sy regter en sy linkerhand, dit wil sê tussen reg en verkeerd, voordat hy of sy kan kies teen of vir Christus. Jy sien, dis die wonderlike gedagte. Eers wanneer 'n kind die geestelike insig het, die begrip het van wie is God, wie is Christus, dan kan daardie kind eers kies. Dis mos geen klein onskuldige babietjie of onskuldige klein kindertjies se skuld dat hulle in die ouerhuis van heidense ouers groot geword het, of ouers wat glad nie glo in God nie, of wat afgodedienste beoefen nie, en valse en dooie gode aanbid nie. Dit mos nie daai kind se skuld nie. Daai kind het mos nie gekies om in daai ouerhuis groot te word nie. Daai kind het mos nie gekies om in daardie omstandighede groot te word nie. Luister 'n bietjie na hierdie skrif. Esegiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Nou gaan die Here aan in sy woord, hy sê, deur die pen van Esegiel, die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Die Here praat dan van volwassenes. Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou, en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Ek wil net weer vir u lees wat sê die Here hier. Hy sê, die seun sal nie die ongeregtigheid van sy vader help dra nie. Dis nie die kind se skuld dat hy in 'n ouerhuis groot geword het waar God nie gevrees word en God nie gedien word nie, of waar afgode gedien word nie. Dit bevestig net aan ons dat die Here nooit 'n onskuldige kind vir die sondes van sy of haar ouers sal straf en sal hel toestuur nie. Dan het ons met 'n onregverdige God te doen, en die woord leer vir ons male sonder tal dat ons met 'n regverdige God te doen het. Maar wanneer het kinders die onderskeidingsvermoë om Christus te kies of teen Christus te kies? En wanneer jy Christus gekies het, het jy God gekies. En wanneer jy teen Christus kies, het jy ook teen God gekies. Wanneer het kinders daardie onderskeidingsvermoë om vir of teen Christus en God te kies? Nou ek wil dit vergelyk met die landswette se ouderdomsbepaling van kinders
se aanspreeklikheid vir 'n misdaad. Elke land het 'n ouderdomsbepaling vir wanneer kinders aanspreeklik is vir 'n misdaad. In Suid-Afrika is kinders onder die ouderdom van 13 jaar meestal nie verantwoordelik vir 'n misdaad wat hulle gepleeg het nie. Hulle word nie verantwoordelik gehou nie, tensy die hof bo enige twyfel kan bewys dat daardie kind toerekeningsvatbaar was terwyl hy of sy daardie misdaad gepleeg het. In Suid-Afrika dink ek nie 'n hof kon al ooit 'n kind onder die ouderdom van 13 verantwoordelik hou vir 'n misdaad wat hulle gepleeg het nie. Ek dink nie of dit weet nie of dit op ander plekke in die wêreld al gebeur het nie, ek twyfel. Maar dis natuurlik debatteerbaar oor wanneer 'n kind geestelik gereed is om vir of teen Christus en God te kies. Want die invloed van ouers en grootouers of ander geestelike rolspelers speel 'n baie belangrike rol in kinders se lewens. Daarom sê Rooms-Katolieke, gee vir my daardie kind tot op die ouderdom van 7 jaar en ons maak hom 'n Rooms-Katoliek. Kommuniste sê, gee vir my daardie kind tot op 7-jarige ouderdom en ek maak hom 'n kommunis. Jy sien, die invloed van geestelike rolspelers, ouers en grootouers in kinders se lewens speel 'n baie belangrike rol. En natuurlik hang dit ook af van die blootstelling wat kinders kry aan die Christelike geloof. Alle kinders kry nie die blootstelling aan die Christelike geloof nie. Hulle word groot in 'n ouer huis waar God nie gedien word en gevrees word nie. Of hulle word groot in 'n heidense huis waar afgodedienste beoefen word. En dan kan jy mos nou self dink, watter invloed het dit op daardie onskuldige kind se lewe en die keuse wat hy of sy dan eendag gaan maak en moet maak. Gelukkig is dit nie ek en jy wat daaroor moet besluit nie, want God is alwetend. Die woord sê die Here weet alles en alle kennis en mag behoort aan die Here. En God alleen kan eendag 'n regverdige oordeel oor elke kind en elke volwasse vel. Want die Here weet wanneer was daardie kind aanspreeklik om te kon kies vir hom of teen hom. En daarom moet ons nooit God se genade, sy lankmoedigheid en sy goedertierenheid onderskat oor al die volke, nasies en tale nie. Die Here is nie net goed vir die Christenvolke nie. Die Here is nie net goed vir die volk Israel nie. Die Here se genade is baie wyer uitgestrek oor alle volke, nasies en tale as wat ek en jy besef. En daarvan vind ons die bewys in Jona 4 waar ons vanmôre gelees het. Kom ek lees vir u weer Jona 4 vers 1 tot 2. Maar Jona was hieroor erg ontstemd, want hy het gaan preek vir die Nineviete, maar hy het voor die tyd geweet dat die Here hulle genadig sal wees en dat hulle tot bekering sal kom. Daar staan, maar Jona was hieroor erg ontstemd en hy het kwaad geword. Reken hy word kwaad daaroor. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Praat van in Jerusalem. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug. Want ek het geweet dat u genadig en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor onheil. Hy sê, Here, u is 'n barmhartige God, u is lankmoedig, u is genadig, u is goed vir mense en het berou oor die onheil. U sal daardie stad nooit uitwis as daardie mense tot inkeer kom nie. En dan lees ek vir u vers 10 en 11. Dis nou Jona 4. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. En nou kom die Here, hulle is nou mos 'n argument met mekaar, oor waarom die Here dit alles laat gebeur het. Sê Here in vers 11, maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie. Jy sê, ek mag nie daardie stad spaar nie, soos ek gesê het, daar was
tussen 500.000 en 1 miljoen mense in daardie stad, waarvan 120.000 kinders is wat nie kon onderskei tussen reg en verkeerd nie. Here sê, jy wil hê ek met meer as 120.000 onskuldige kinders met die dood tref? Onskuldige kinders, wat nie die keuse gehad het om te kies nie, wat nie verstaan het nie. Hulle kon nie onderskei tussen reg en verkeerd nie, en jy sê, ek moet hulle uitwis. Vriende, ons moet net onthou, Jesus Christus bly steeds ons almal se saligmaker, en daarom kan geen menslike tradisie of menslike gebruik ons red nie. Die doop kan niemand red nie. Jesus is God, Jesus Christus alleen red. Maar die Heilige Gees oortuig steeds elke sondaar, ook daardie Nineviete. In moslimland is daar baie mense wat Jesus Christus aanneem. Hoekom? Die Heilige Gees oortuig steeds van sonde, geregtigheid en oordeel. Kom ek lees dit vir Johannes 16, vers 7 tot 10. Maar ek sê julle die waarheid, is Jesus se woorde. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want Jesus was plekgebonde. Die Heilige Gees is oral. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En nou sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Nou verklaar Jesus ook wat hy daarmee bedoel. Van sonde, met ander woorde, die Heilige Gees oortuig elke mens jy's 'n sondaar. Daarom is dit so belangrik. Ons moet almal besef ons is sondaars, ons moet onder sonde oortuiging kom. En nou hoekom sê hy van sonde? Omdat hulle in my nie glo nie. Die grootste sonde wat mense kan doen is om nie in Jesus te glo nie, om Jesus te verwerp. Dis die grootste sonde. En dan sê hy, en van geregtigheid, hoekom van geregtigheid? Omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Die geregtigheid van God het gekom. Die Heilige Gees is daar om almal te oortuig. Jesus is nie meer daar nie. Die Heilige Gees getuig van Jesus. Dis die geregtigheid. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Die Satan is reeds geoordeel, en ek en jy moet self kies, want daar wag 'n oordeel oor elkeen van ons. Berou en bekering is die enigste opdrag vir alle sondaars. Alle sondaars moet sonde besef hulle sondaars. Dan moet hulle berou hê, tot bekering kom en hulle tot God draai, tot God wend. Dis die opdrag. Elke sondaar, as jy berou het, bekeer jou tot God. Neem Christus Jesus aan. Waar vind ons dit? Jona 3 vers 1 tot 10. Luister nou mooi, ek het dit nie gelees nie. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. En Ninive was 'n ontsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan. En hy het gepreek en gesê, nog 40 dae, dis al wat hy gepreek het, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep en hoor nou, groot en klein het hulle met rou gewaad beklee. Daai kinders het dit nie eens verstaan nie, maar die ouers het gesê, so doen ons. Met rou kleed gaan ons voor God buig. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rou gewaad gehuld in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wy of water drink nie, maar mens en dier moet rou gewaad om hê, en hulle moet, selfs die diere, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer. Bekeer beteken wegdraai, na God toe draai, breek met hulle sondes, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie. Jona het dit reeds geweet, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het,
dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Hulle het hulle bekeer tot God, so moet elke mens hulle bekeer deur Jesus Christus tot God die Almagtige. Laastens, dit bly steeds elke mens se keuse of hy of sy Jesus Christus as saligmaker wil aanneem of verwerp. Nou, net Jesus red. En Jesus het in Johannes 10 vers 9 gesê, ek is die deur. Jy kan by 'n huis ingaan net deur die deur en jy kan uitgaan net deur die deur. Daarom sê Jesus, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En as hy ingaan en uitgaan, dan sal hy uitgaan en ingaan en uitgaan en wyding vind. Jesus is die deur. Ons moet deur hom gaan om die ewige lewe te kan beerwe, om die koninkryk van God te kan ontvang. Johannes 14 vers 6, daar het Jesus self gesê, daar staan Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, want ek is die deur, ek is die weg na die Vader toe. Niemand kan gered word sonder Jesus nie. Handelinge 4 vers 10 tot 12. Laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Dis daardie verlamde man wat by die tempel gesit het en vir Petrus en vir Johannes almoses gevra het. En toe het Petrus sy hand gegryp en gesê, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus staan op en loop. Toe die Here hom genees, en dan sê vers 11, hy is die steen wat deur julle die bouer verag is, wat die hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemele, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dis net die naam van Jesus Christus wat aangeroep moet word, net Jesus Christus red sondaars, net Jesus Christus reinig hulle met sy kosbare bloed, net Jesus gee vir hulle die ewige lewe, hy sê, en elkeen wat na my toe kom, aan hom sal ek die ewige lewe gee, en hy sal nooit weer verlore gaan tot in ewigheid nie. 1 Johannes 5 vers 12, ek sluit af, hy wat die seun het, waar het in sy lewe, het die lewe, het die ewige lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Vriende, hy praat niks van die doop nie, hy praat niks van die inseëning nie, hy sê Jezus is die enigste saligmaker, net Jezus red. Ken jy Jezus, die saligmaker, as jou persoonlike verlosser? As jy hom nie ken nie, leer hom ken. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u kosbare woord. Dankie dat ons weet, u woord is die waarheid. Ons het vanmôre u woord ondersoek, u woord het tot ons harte gespreek. Dankie dat ons weet, net Jesus red. Net Jesus gee vir mense saligheid. En ons moet reg kies. Gee genade aan elke hoorder. In Jesus se naam. Amen. My vriende, wonderlike dag vir u, en 'n geseënde week. Hou dit in gedagte. Net Jesus red. Totsiens.